Hi, ek's Lisa met die rooi hare en ek kyk op my age sodat jy nie hoef nie en welkom by my seisoen 4 episode 5 recap. En julle die kloue kom uit hierdie week. Right, ek drink vandag 'n stunning bottle Afrikaans. Sy naam is Afrikaans. Letterlik. En as caps have innocence so blame, as dit vir julle enigiets beteken. Ek love daai klank. As ek daai klank in die oggend in my wekker kan maak, sal ek baie vinniger opstaan. Right, in vandag se episode is daar 'n amazing date. Roan vry nog iemand en die girls se kloue kom uit. So, kom ons begin met die episode. Cool, so die episode skop af met die chommas wat vir koffie drink. Môre Roan, lekker geslaap. Ja, gister was 'n lang dag. Ja, was. Ek kan ons nou sien, dit is hoe elke episode gaan begin. Jy het obviously vir Chantel huis toe gestuur. Wat was jou rede om dit? In die te kort tydjie wat ons hier is, weet ek nie of ek het sy koneksie gaan kry nie. Ek het 'n beter koneksie met van die ander girls. En soos wat hulle gesels, hoor ons basically Roan gee sy top 3. Jy het nou gesê jy voel 'n sterker koneksie met die ander. Is daar iemand spesifiek? Cindy, Bianca en Marita. Ja, kom goed oor die weg met Cindy, Bianca, Marita. Wat? Daar's 'n klomp wat ek baie goed oor die weg gekom, ja. Maybe was dit die eerste 3 se name wie hy kon onthou. Maybe was dit 'n Freudian slip. Ons sal moet wag en kyk. Okay, maar baie sterkte. Ek is daar natuurlik om jou te help, traantjies af te vee. Right, so die eerste date van hierdie episode is regtig amazing. Dis net bome en blomme en dis stunning mooi. Amaze. Maze. It's fantastic, okay? It's amazing. Maar basically, dis 'n maze by een van die oom se plaas wat obsessed was met mazes. 45 years ago, for some reason, I bought a book called Mazes and Labyrinths of the World. Ons almal het seker maar 'n weird hobby iewers. En Roan gaan in die middel staan en dan die girls wat hom moet soek is Charlene, Saartjie, Minette en Marita. Ek sien uit vandag om 'n bietjie met hulle tyd te spandeer. So basically, die girls moet nou inhardloop en die eerste een wat by Roan uitkom, wen extra tyd. Roan kruip weg in die middel. Die een wat eerste by Roan uitkom, wen 'n ongelooflike. Ek dink dit mag maar die beste date sover wees. Baie eenvoudig. Sterkte julle. Dankie, JB. So okay, 3, 2, 1, go. Dit was crazy. Your mind gaan Lekker meisies. Hierdie was verseker 10 keer erger as Maze Runner die fliek. Op 'n stadium sê van hulle kan hom sien, maar hulle kan nie deur die bosse gaan nie. Hierso net. kan vir Roan actually sien staan tussen hierdie blare, maar jy mag nie deurklim nie want dis cheating en cheating mag jy doen nie. Ek sou totally gecheat het. Ek het hoeveel wrong turns gemaak. As dit 'n movie was, was dit nou al dood gewees. En die een wat eers by hom aankom is Marita. En toe kom ek eers by Roan uit. Game over. En shame, Charlene is laaste. Ek het letterlik die challenge verloor. So ek was laaste. Maar ja, lekker Marita. Okay, hulle gaan nou op 'n date gaan. Maar eers terug by die huis, terug by die leftovers. It's a lazy day for us. By die girls wat nou nie op vandag se date is nie. So what do you think the other girls are doing? En hulle almal skinder so 'n bietjie oor Saartjie. And the new girl, what do you think of the new girl? En hulle skinder oor wat haar naam actually is. Wie is word gedoop Saartjie? Ek het bietjie gaan stalk, dit klink nou verkeerd. Van observe. Maar ek het van observe en dis haar naam is regtig Saartjie. Ja, ek het tog gevra is haar doopnaam. Nou, hoe gesê hulle vir ons is Susan? Haar naam is Sari. Sorry. Sari en sy het besluit nee, sy hou meer van Saartjie. Saartjie, Susan, wys ons jou ID asseblief. Kom met 'n foto met jou ID onder. Sit sommer jou bankbesonderhede by. Okay. Maar dis eintlik cute. Ja. Nee, dit klink bietjie oud. Sorry. Dis tannie sorry. Right, dan terug op die date. Cheers julle. Dis fantasties groen. O, Marita se langer one-on-one time kom nog, okay. So hulle hou 'n piknik en een van die eerste vrae wat Roan vra is daar tension tussen die girls? Oorgees in die compound, hoe lyk hoe dinge in die compound? Gisteraand, ek weet nie of julle dit voel maar is bietjie tension. Wat weet jy wat ons nie weet nie? Hy het 'n director in sy oor gaan fluister. Ek dink daar's
Nee, okay. Ja, ek dink daar is. En blykbaar is daar. Girls praat nie noodwendig daaroor nie. Waar julle sal stap na iemand toe en sê, hoorie, Ja. ek hoor hierdie of ek voel hierdie, doen ons dit nie. Soos, girls het dan na my toe gekom en gesê, ek hoor hierdie van jou, en dan is dit glad nie waar nie. So nou het Marita haarself onttrek en sy is nou weer terug in haar dop in. So ek dink dit gaan gebeur en ek het besluit ek wil myself bietjie onttrek van sekere gesprekke af, want dit maak my eerstens negatief en laat my goed bevraagteken wat ek nie wil doen nie. 2 vrae, nommer 1, wie sê dit en nommer 2, wat sê hulle? Maar ek dink dit raak real want die meisies raak meer invested met elke dag en dan is dit soos hulle wil jou vir self, I guess, ek weet nie. Eers het Rwanda nou ook 'n bietjie alleentyd met Charlene. Ek en jy in stoeltjies en bome. It's long overdue, hè? En finally kan hulle so 'n bietjie werk aan hulle sis connection, hulle bond en hulle flirt 'n bietjie. Voel jy daar is kan 'n connection wees of nie? Wat dink jy? Ek vra jou. Kan jy nie hierdie sien nie? Roan lyk bietjie nervous, hy hou die kussing vas. Is gemaklik met jou? Ek lekker, maar ons is al kussing. Ja. Jesus, ek wens ek kan kus. Maar dan breek Charlene flirtiness en vra uit oor kinders. Wil jy nog kinders hê? Niks so hot soos om oor kinders te praat nie. Sy is 41, hy is 35, hy het 2 dogtertjies. Mens moet hieroor praat, you know. Ek is ook 41. Ek sal heeltemal tevrede wees as ek nooit kinders het nie. Maar dis funny want jy kan sien hoe draai die ratte in Roan se kop. Dit is nie iets wat ek eintlik oorweeg nie. Maar Want hy kan nie nou vir haar sê, nee, ek's fine, ek hoef nie nog kinders kry nie, want dan gaan sy dit weer vir die ander girls en dan is hulle soos ek sê jy dit vir haar. Maar hy kies sy woorde mooi. dit sal 'n moerse sacrifice wees wat ek doen, maar vir die regte persoon sal ek dit doen, ja. Anyways, back to the flirting. My pa is 85, hy het nog 'n six-pack, so glo ek het goeie Ja, gene. maar kyk hoe lyk jy. Hoe bedoel jy? It's brilliant. En jy weet dit, moenie nederig wees nie. En honestly, daar was 'n oomblik wat ek was soos, hulle gaan soen. Pragtige vrou. Dankie. gaan sit. En 'n baie mooi hart ook. Ek kan sien net 'n goeie hart. Maar hulle doen nie. Kan dit teleurgestel. Anyways, dan het Roan 'n bietjie one-on-one time met Manet. Uiteindelik, hè? Hoe is dit? Jessie, Ja, het jy nog my verlang? vreemdeling, En hy gooi weer die liefdevraag wat hy vir Cindy gegooi het. is jy nog lief vir my? Is jy nog lief vir my? Baie. Hoe baie? Te veel. Hektiek. Okay. Anyways, Roan noem dan vir Manet interessant. Net is vir my baie interessant. Toe ek jonger was en single was, het ek my ouma gevra, "Ouma, hoekom is ek single?" En toe sê sy, "Want jy's interessant en uniek." En dit was nie eens 'n kompliment nie. Die bietjie wat ons koekeloer hier en daar. En die, Dit en die mense lippie doen. wat bewe so nou en dan. Maar daai is alweer it's giving, ek wil jou soen. Skaam raak jy. En sy was eintlik cute want my net raak soos skaap. Sy het snaakse mannerisms en eigentjies wat vir my baie oulik is. Sy raak baie skaam. As sy skaam raak, draai sy weg en sy giggel. Op die einde van die dag wil ons sê Roan moet met iemand opeindig. Dink ek hy gaan. Nou kom dit. Dan tyd vir Marita se langer date. Gemakliker nou, nee. Ja, ek is lucky. Verder. Geniet dit nog. Ek doen. En ons hoor hy vra al ouers. Hoor jy wat sê ouers praat baie met die ouers? O nee, hy vra al oor hy vra uit oor haar ouers. Okay. Hulle vra maar net, hoe gaan dit? En dan sê hulle, okay, jy klink happy. Toe sê jy Ron is seker die mooiste ou in jou hele lewe ontmoet het. Het jy Ek al kan nie vir gesê? sê wat ek vir hulle gesê het nie. Maar die conversation hou nie lank nie tot hulle oorbeweeg na die kombers op die grond. Die atmosfeer is baie romanties. Dit is definitief 'n romantiese vibe. En ons weet wat gebeur op die kombers op die grond. So net soos in die vorige episode, soen hulle. Kom. Wat is dit met Roan en op die grond lê? Hoekom kan hulle regop sit en soen asseblief? Daar was bietjie passie betrokke. Dit was nie net 'n pikswinkie nie. So daar was bietjie PG-13, so te sê. Kyk, ons sien nie so baie details as wat ons gesien het toe hy vir Cindy gevry het nie. My pa mag nie episode 5 kyk nie. En ek's bly vir Marita se part. Kyk weg. Kyk weg. Nou gaan ek Nee, maar blus. nee, maar Dit is eintlik
baie cute. Marita vertel dan dat sy gaan ook nie vir die ander girls vertel dat hulle gesoen het nie. Ek en Roan het besluit dat ons nie vir enigiemand gaan sê dat ons gesoen het nie. Maar Roan sê dan, as iemand hom vra, sal hy eerlik wees. Hy het wel gesê dat as iemand hom gaan vra of hy al iemand gesoen het, gaan hy eerlik wees, wat ek waardeer van hom, want hy is baie eerlik. Is it? I'll believe it when I see it, Roan. Anyways, volgende dag. Dit is 'n nuwe dag by die kamp. En ewe skielik gaan klop Caitlin aan Roan se deur. Knock knock, who's there? Hallo. Hi. How are you? Good. Not me. Ek gaan huis toe. So I just wanted to chat to you. Yeah. I feel like my work and like my real life responsibilities are getting like a bit much. Kyk, in die vorige episode het hulle so 'n bietjie like gehint na Caitlin en haar werk is belangrik, maar dit was vir my boring, so ek het dit nie eintlik include nie. Sorry. Maar nou sien ons dit was belangrik. You're still working? I am, yeah. That's why I couldn't go on the date with everyone. I do have other responsibilities and my career is also just as important as finding a man. Want Caitlin het self besluit, sy is oor dat sy gaan nou huis toe. I just feel like I want to give someone else a chance who can like actually Find be present and like build a connection with you. Hectic. So I think I'm going to go home. I hope you find what you. you're looking for. And yeah, I just don't want to waste your time No, and please. like not be... Ja. Cheers op Caitlin. Okay, dis 'n wyse besluit. Wonder hoe voel sy nou dat sy al die rapportopskrifte sien. I don't know. Maar ja, anyways, Japes draai dan by die ander girls by die huis. Môre dames, môre. Gaan dit? En hy staan nou daar en hy vertel nou wat gaan die volgende date wees. Ek gaan vir julle 'n hint gee. Swembrille, vlekkies, cocktails. En dan sien ons sy boude. En die laaste ene, Okay. kyk hierso. Kyk. Kry julle swembroekies aan? Kry die vrugte daaraan? Who approved that? Sjoe. Ek het nog geslaap, ek is nou wakker. So right, dit is aandtyd en dit is tyd vir 'n pool party. Wat ook bietjie weird is, want hulle het hierdie in die winter geshoot. Sexy. Om true te bly aan die plaasmeisie vibes, het ek natuurlik groen aan. Okay. Sexy. Daai hele pool party vibe is definitief 100% geskep vir ons. So right, almal kry 'n cocktail, moet 'n bietjie die tonge loskry. Cheers. Cheers, julle. Dan kom Roan daar aan in 'n unieke en 'n interessante pakkie. Hallo. Like baie nice. En dadelik dink ek in my kop, wow, dit lyk of mense hom kan eet. TMI. Maar honestly, die vibes is weird. Julle almal lyk mooi. Cheers. Welkom by die party. Dankie julle. Almal baie mooi gelyk. Dit is so 'n bietjie awkward. Hoe lank is julle al hier? Nee, nie so klein druk. Ons moet mos altyd vir jou wag. Ja. So Roan sê dan, okay, hulle gaan 'n game speel. Om die ys te breek, stel Roan 'n ja-nee speletjie voor. Haai, unieke naam. Daar is paddleboards, een met 'n eiervrug vir nee en 'n perske vir ja. So eers kan die girls vir Roan vra wat hy moet sê ja of nee. As jy bene ou. Dis ek het letterlik nie. En sommer met die tweede vraag van Charlene af, verander die mood immediately. Ja, iemand ontmoet hierso in regte lewe voor die show. Dit het baie van na baie ernstig toe gegaan. En dis 'n ja. Ja. So die girls probeer dan uitfigure wie was dit? Is een van julle 3 die girls wat hom al ontmoet het voor die tyd? Sy net vir my half gelyk asof sy jok. Blykbaar was dit Bianca. Okay. Ja, ek het net gevoel daar was baie tension. Maar daar's 'n baie goeie verduideliker. Ek en Bianca het mekaar nog nooit in ons lewe fisies ontmoet nie. Ons ken dieselfde pel wat jy ook ken. Groot wit. En een aand was ek op die FaceTime met Groot Wit. Dis Bianca som om te kuier hulle som. Dis hoe ons mekaar Klink vir my baie standaard. Dink ek dit tel as ontmoet? Nee. Ek kan met absolute certainty sê dat daar niks snaaks daarin was nie. Dan sit nou Roan se beurt om vir die vrouens vrae te vra. En obviously het hy sy soplepel ingepak want hy ster. Is daar geskindery in julle compound? Is julle lelik met mekaar, meisies? Weet almal wie die persoon is wat kak praat?
woe, nou raak dit interessant. Ja. So dit lyk asof daar soos groepies is tussen die girls, okay? Dis eintlik regtig nie vir my lekker nie. Soos hierdie aand het glad nie lekker begin nie. En toe Marita, Charlene en Manet moet vrae antwoord, toe maak Cindy comments van die kant af. Ek wil hierdie nou sien. O. Nee, hierdie wil ek nou sien. Want ek kan kyk wat antwoord Ek gaan nie vra wie nie, maak nie Dat ek saak. hulle uitkol op hulle bullshit as hulle kak praat. Die ander twee meisies is soos Timmy Appie en hulle praat kak van almal en hulle hou hulle self so. So dit lyk asof Hermie, Cindy, Bianca kan dit teen Charlene, Marita en Manet is. Dis net belaglik. Ek het nie tyd vir strooi nie. Is daar tension tussen julle drie? Dames, wat gaan aan? Ek sou net sê daar's een kant en dan so 'n ander kant. Ek het meer detail nodig. Klink maar net asof hulle van mekaar skinder. Word afgebreek en geskinder agter mekaar se rug. Think so, ja. Okay. Think so. But not to my face. Ja, dat is wat ek bedoel. Which hulle is almal saam op 'n plaas en deel kamers, of course gaan hulle skinder. Hulle is soos two-face. Hulle is oneerlik, agterbaks, rotslag, hulle self mooi vir die kamera en vir Rowan. Maar ek wil weer wat sê hulle. Ek is nie hier vir kinderkak nie. Jammer. Hektiek. So basically na Roan ingekom en gestuur het, is hy soos, okay, lekker beklei, bye, Sarkie, kom saam by. Na Roan se speletjie het die ys nie gebreek nie, maar eerder die aand se atmosfeer versier. Tog hou dit hom nie terug daarvan om die beste van 'n slegte oomblik te maak nie, en hy gryp die kans aan om vir Sarkie beter te leer ken. So Roan en Sarkie gaan sit bietjie eenkant en gesels. Ek wil obviously bietjie tyd met jou sit en spandeer. Ja, dis lekker. Ek's baie bly. En also, ek weet nie, dit is awkward. Ek het sien en ek beloof ek bedoel dat ek het sien jy's opreg. Ek weet nie of sy dalk bietjie te laat ingekom het nie, soos So ek het bietjie later ingekom en ek en Roan het vir die eerste keer nou 'n one-on-one date gehad, kan ek maar sê. Ek dink as jy as 'n wildcard inkom, moet jy omtrent dadelik 'n spaakie met hom. Anders gaan jy net agter wees. Hulle chat wel dan oor hulle ouderdomsverskil. En die ander vraag wat ek gevra het is die ouderdom, want ek dink ek so 10 jaar of 11 jaar ouer as sy. Dis 8. So die ouderdomverskil is nie vir jou groot ding nie. Glad nie, nee. Dis okay dalk nie. Ja. Hy's 35 en sy's 27. So okay, Roan, ons verskoon jou wiskunde. Maar ja, dankie julle. Dankie Ja. vir jou. Nee, dankie vir jou. Maar en dankie vir jou dat jy Ja. Nee, dankie hoor. Terug by die groepie. Dis nog steeds awkward. Daar's nogal spanning onder die meisies. Ek sal sê hulle kyk vir mekaar en soos jy mens kan sien hoe hoe sekere girls vir ander girls kyk. En Japes is nou daar en hy probeer ook so 'n bietjie meer uitvind wat gaan aan. Ja, toe chat ons oor geskindery en is daar iemand wat kak praat van ander en. Ja. En toe kom dit nou so voor asof daar een persoon is wat uitgesonder word, ek weet nie. En soos wat Charlene verduidelik, this is what's happening. Sien ons net weer 'n man is 'n man, is 'n man. Ons cover is dis spellistiek, wil reg. Naked. praat as like, naked. Ons is heeltyd naked. Van Japes hoor net die woorde naked en toe sê hy so naked. Ah, what do you mean? Dis 'n lekker cover. Ons kom net terug. En ek weet nie, ons het nie drama nie. Maar ons praat nou weer naked, dis nie nou die tyd nie al. Hoorie? Ek wil meer gehoor het oor die geskindery. Hoe kies of sy naked is as sy reg maak? So dis okay. Moenie kyk in my oë. Kyk in my oë. Kyk nie, ek is al mooi groot. As ek voor iemand staan en kan my nie ook kyk, dan gaan ek verstou weet jy praat vir my. So basically Charlene noem dat daar van haar geskinder word. Dis so 'n mooi experience en ek sê elke dag dankie dat ek sulke oulike meisies ontmoet het. Maar meanwhile back at the ranch word ek so beskinder en so sleg gesê en maak my net so seer. Dit is net onder dieselfde. Dieselfde meisies is altyd net so lelik. Marita sê sy's oor dit. Ek het tyd vir hierdie nie, ek wil net 'n lekker tyd hê, ek wil vir Roan leer ken. Soos ek hou nie van hierdie energie nie, ek hou nie van die vibes nie, ek hou nie van die valsheid nie. I don't do this. En dan om af te sluit kry ons die iconic scene van die intro waar Roan in die swembad spring met sy speedo. JP wag. Alweer is nie Roan nie. Dis JP. Hier sit ek nou al vir 4 weke en dink dis Roan. Hoe gaan hierdie wending en katterigheid Roan se soeke na vrede en liefde beïnvloed? Ons moet maar wag en sien. En op daai noot is dit dan dit vir die episode. Ek kan nie nou rooi wyn down nie. Okay, vergewe my. Maar my wyn is amper klaar, maar die video is klaar. As jy van hierdie video gehou het, like hom asseblief. Like my page op Facebook, volg my op Instagram en TikTok en subscribe op my YouTube channel. En ons sien ek julle volgende keer met nog 'n op my ys recap.
As jy tot hier gekyk het, gaan op YouTube en gaan kyk my Show on die Show met Leah. Dis dan al van my kant af. Bye!